Ons gaan nou met ons reaksies begin. Nou in die eksamen en toetse moet jy reaksies kan identifiseer. Jy moet kan gebruik maak van 'n struktuurformule of gekondenseerde formule, struktuurformule. Jy moet vir ons vergelykings kan gee en jy moet vir ons die reaksietoestande kan neerskryf vir elk. Nou ons kry nou addisie en ons kry eliminasie en ons kry substitusie. Addisie het 'n sekere hoeveelheid reaksies, eliminasie en substitusie. So kom ons kyk gou eers na reaksies. Na ons addisiereaksie. Hierso moet jy nou onthou, ons het al geleer van versadigde en onversadigde verbindings. By addisie gaan jy van 'n onversadigde verbinding na 'n versadigde verbinding. So by addisie gaan ons 'n paar leer. Ons gaan leer van halogenering. Ons gaan leer van hidrogenering. Jy kan dit ook hidrogenasie en halogenasie noem, is nie 'n probleem nie. Hidrohalogenering en hidrasie is wat ons gaan elke liewe een sin gaan kyk en wat is hulle toestande. Dan, daar is net 'n klein reël wat nou gaan bykom hierso. Dit is Markov-Nikov se reël. Dit is ons simmetriese alkeenwaterstof atoom bind aan die koolstofatoom met die meeste waterstofatome. Moet nog nie stres eers op dit nie, ek sal vir julle wys om dit raak te sien. Julle moet maar net hierdie reël ken, dan sal dit baie makliker gaan. By ons reaksies, ons gaan nou die eerste ene leer. Ons eerste ene hierso is halogenering. 'n ander naam wat jy van kan gee is halogenasie. Kom ons kyk gou 'n bietjie na al sy eienskappe en sy toestande. Sy toestande is onreaktiewe oplosmiddels. So as ons vir die eksamen vra wat is addisie se halogenasie of halogenering se toestande wat daar moet by wees, is onreaktiewe oplosmiddel. Dan gaan kyk ons na ons reaktanse. Dit is hierso 'n alkeen plus 'n halogeen. Ons weet dat hierdie halogene spesifiek is diatomies, so dit gaan X2 wees. In hierdie geval kan ons net met chloor of met broom werk. So kom ons kyk gou daarso na 'n struktuurformule gou daarso. Ons kan klassieer hierdie as 'n alkeen en hy gaan vorm met Br2 of Cl2. Dit hang nou maar af wat ons vir julle gaan gee in die eksamen. So as ons nou gaan kyk na sy produkte, hierdie een het net 'n produk, dit word na 'n haloalkaan toe verander. So as ons gaan kyk na die vergelyking is 'n alkeen plus 'n halogeen gee vir ons 'n haloalkaan. Nou as ons hom nou moet gaan oorteken, ons gaan nie vir julle die strukture altyd so gee nie. Ons gaan vir julle verbinding P, dan kom ons sê Br2 gee en dan moet jy daai ene vir ons kan gaan gee. Nou al wat ons nou hierso gaan doen is, julle gaan nou sien hy gaan nou van 'n onversadig na 'n versadigde verbinding toe. As daai dubbelbinding breek, dan sal hy weer 'n addisionele verbinding kan vorm by hierdie koolstof en 'n addisionele, want daar moet 4 in totaal wees. Dit is waar die een broom nou gaan heg aan die een verbinding by die koolstof en die ander broom gaan heg aan die ander kantste koolstof. Dan wat ons nou moet gaan kyk, is by hierdie spesifieke ene, kan ons julle in die eksamen vra, watse toets gaan ons hierso kan uitwerk? Ons kan 'n broomtoets gaan doen by addisie. Tussen 'n alkaan en 'n alkeen te kan onderskei, moet ons 'n broomtoets gaan doen. So ons voeg broomwater, hy's normaalweg bruin of oranje bruin, tot die onbekende stof. Kom ons sê byvoorbeeld, ons gaan dit nou hierso in een van hierdie oplossings ingooi. Indien die broomwater helder verkleur, dan is die stof 'n alkeen. So ons kan vir die eksamen vra, wat het jy geobserveer tydens 'n broomtoets? Ons volgende addisiereaksie wat ons na gaan kyk is ons hidrogenering. So dit is die byvoeg van 'n waterstof. Nou hy het ook 'n spesifieke toestande wat hy het. By hom is die toestande is 'n katalisator. Die katalisator is normaalweg platinum, palladium of nikkel. So dit kan net een van daai 3 wees. En 'n ander toestand wat ook daarso is, as 'n alkeen 'n vaste stof toestand is, moet dit in 'n nipolêre oplosmiddel opgelos word. Hier's 'n voorbeeld van 'n nipolêr, so dit is by jou heksan en jou bensien. Dis nie nodig om die heksan en bensien by te sit nie.
Ons kan net vir jou vra wat is die toestand, jy gaan vir ons sê is 'n katalisator, dan sê jy dit is een van daai 3. En dan kan jy ook vir ons gaan sê dat 'n alkeen is in 'n nie-polêre oplosmiddel opgelos. So ons kyk na sy reaktanse. Dit is weer 'n alkeen wat na ons volgende ene toe beweeg wat met 'n waterstof bygevoeg gaan word. So hier is weer ons alkeen en daar's ons waterstof. Dan gaan hy 'n produk vorm. Sy produk gaan 'n alkaan wees. So die vergelyking is 'n alkeen plus 'n waterstof gaan hom verander na alkaan toe. So hy gaan weer van onversadig na versadig. Jy moet vir ons wys dat daarso 'n katalisator by was. Partykeer gee ons hom vir jou in die vloeidiagram, dan weet jy klaar ons is besig met hidrogenering, want dan gaan hy van 'n alkeen na 'n alkaan. Ons gaan nou ons volgende ene gaan doen. Ons volgende ene is hidrohalogenering. Dit is 'n byvoeging van 'n waterstofhalied. So hierso kan dit HCl, HBr of HI wees. Sy toestande het geen water en is 'n onreaktiewe oplosmiddel. Dis een is 2 wat sal nog altyd vra daai vir 2 punte. Dan gaan kyk ons nou hierso. Hierso is 'n reaktanse, dis 'n alkeen plus ons waterstofhalied. So dit is BrCl of I. So kom ons kyk gou hier na 'n voorbeeld. As ons gaan kyk hierso is 'n alkeen. Ek wil hê julle moet gou 'n bietjie ook dink. Ons het net nou aan dit was in geel gehighlight. Daar was een van die reëls wat ons is, hierdie is 'n metriese of 'n onsimmetriese alkeen. So hou daai bietjie gou in gedagte. So ons gaan kyk nou na sy produkte. So dit verander nou na 'n haloalkaan toe. So hy gaan weer van onversadig na versadig. So die vergelyking is 'n alkeen plus 'n waterstofhalied vorm 'n haloalkaan. Nou sien jy nou wat die hel gaan nou aan. Nou het ons 'n hoofproduk en 'n neuweproduk. Dit is waar ons reël van Markov-Nikov se reël nou inkom. So, dit is die waterstof heg aan die koolstofatoom wat alreeds die groter aantal waterstowwe besit. Nou hoe ons dit kan bietjie beter sien, is kom ons trek 'n lyn hierso deur. 'n Mooi lyn maar ja. Daai gaan nou breek en nou na 'n enkel binding toe verander. Hy gaan nou na 'n enkel binding toe verander. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan na die kant toe gaan wat die meerderheid waterstowwe het. So ons kan sien hierdie kant het die meerderheid waterstowwe. So ons broom wat nou daarso is, gaan nou hierso moet koppel of hierso moet op die ander kant koppel. So die kant wat die meerderheid waterstowwe het, is die een wat ons hoofproduk toe verander. So julle kan sien hierdie kant het ons broom gaan sit, daarso is hy. En as dit die neuweproduk was, dan sal hy aan die kant toe gaan waar daar minder waterstowwe is. Van hierdie kant het ons weer die minder waterstowwe gehad, so hy gaan weer gaan heg aan die ander kantste koolstof. Ons gaan nog meer van dit ook nog doen. Kyk dit mooi elke keer, jy gaan vat altyd van jou dubbelbinding af, en kyk jy watter kant hierdie meerderheid. Dit is die kant toe waar jou halogeen na toe beweeg. Die laaste ene vir ons addisiereaksie is ons hidrasie. So hy het ook 'n spesifieke toestand wat ons moet ken. Hy het 'n oormate van H2O en 'n katalisator H2SO4 en H3PO4. Sy reaktanse is weer 'n alkeen wat na 'n water toe wat met 'n water gaan reageer want hy's in oormaat van water. So kom ons kyk gou hierso. Sien ons weer iets wat ons by die vorige een ook gesien het. Ek het hom net 'n bietjie anderster gaan teken om 'n bietjie makliker te maak vir julle. Is hy simmetries of onsimmetries? So ons gaan iets nou moet gaan doen daarso. Dan wat se produk gaan hierdie ene vorm? Hy gaan 'n alkohol vorm. So die vergelyking is 'n alkeen plus water vorm 'n alkohol. Hier het ons weer 'n hoofproduk en 'n neuweproduk. Hoekom? Want ons moet weer Markov-Nikov se reël volg. So wat ons nou weer hier gaan doen, ons gaan nou eers weer moet gaan 'n lyn trek daarso deur. Wat gaan ons nou gaan doen is ons kan nou gaan sien
hierso gaan 'n alkohol vorm, maar nou waar gaan die alkohol nou gaan lê? Sien dat daar's geen ander byproduk nie. So hierdie ene gaan nou verander. So ons dubbelbinding gaan nou verander, dan gaan hy nou weer hierso 'n plek maak vir 'n binding en hier gaan 'n plek raak vir 'n binding. So wat ons nou gaan doen is ons gaan kyk nou weer watter kant het weer die meerderheid waterstowwe. Hierdie kant het weer die meerderheid waterstowwe. So ons gaan nou 'n alkohol vorm, so daai alkohol gaan nou gaan sit op die waterstof se kant waar die meerderheid waterstowwe was. En aan die ander kant wat weer minder gehad het, daarso gaan ons waterstof gaan sit. Selfde nou met die volgende ene, as ons die alkohol nou weer op die teenoorgestelde plek gesit het, dan het ons die neuweproduk. So hy gaan nou weer op die koolstof gaan sit wat die minder waterstof het en aan die ander waterstof so aan die kant gesit het met die meerderheid. Ons hou daarvan om te vra in die eksamen teken vir ons die hoofproduk, nie die neuweproduk nie. So as jy per ongeluk die neuweproduk gaan teken in die vraestel en ons het die hoofproduk gesoek, merk ons hom ongelukkig verkeerd. By hierdie stuk het ek gaan nou vir ons op 'n mate dit vir ons 'n vloeidiagram en 'n opsomming gee vir ons. So al wat ek nou net gaan doen is soos ons gaan en deur die addisie deurgaan en deur ons eliminasie deurgaan en substitusie, sal julle sien hy sal al hoe meer en meer 'n bietjie voltooid raak en dan kan jy dit net so vanaf gaan leer. So as jy gaan sien daarso by ons alkohol daar aan die regterkant, daar is esterifikasie. Ons het dit al reeds gedoen by die verbranding. Hy is net daarso, dit gaan van 'n alkohol af, sal hy na esterifikasie toe gaan, want ons het daar gewerk met 'n karboksielsuur. So die eerste een wat ons hierso geleer het vir ons addisiereaksies was halogenering. Met die halogenering het hy van 'n alkeen na 'n alkaan toe verander. Hoekom hierdie spesifiek ek daarso 2 halogene gesit het, want daar wys hy vir die X2, dit was daai brom wat ons gedoen het, was die BR wat toe gaan sit het op ons alkaan. Dan kan jy van 'n alkeen gaan na weer na 'n gewone alkaan toe. Dit is waar daar hidrogenering, dit is waar daar plus by alkeen plus 'n waterstof is. En dan die volgende ene waar hy van 'n alkeen af na 'n haloalkaan toe gaan sien, daar's net een. So dit was ene met die hidrohalogenering waar daar 'n waterstofhalied was. So dit was wie jou brom, jou kloor. En dan by ons laaste ene wat ons nou net gedoen het, was die hidrasie. Dit was die byvoeging van 'n oormaat van water. So as jy hierdie vloeidiagram, so ons kan nou vir jou in 'n vloeidiagram gee en sê right, ek het van 'n alkeen het ek toe na 'n alkohol toe verander wat se soort reaksie was dit? Jy gaan vir ons sê dis 'n addisiereaksie, dis hidrasie en dan kan ons die volgende vraag vra, okay, nou van 'n alkohol na ester toe gegaan, wat het daar gebeur? Daar was esterifikasie en dan kan ons julle sulke soort vragies vra.